Welkom by Gebedsarende. Nou as jy nou al 'n paar van hierdie programme gekyk het, weet jy, ek wil nie net inligting oordra nie. Ek wil nie mooi preke preek nie. Ek is seker, jy hoor van die beste preke ook op Kruiskyk wat jy kan hoor. Hierdie program gaan oor toerus. Ek wil jou sterk maak in die Here. Ek wil jou op 'n plek bring waar jy nie meer vra bid vir my nie, maar omdat jy self kan bid, vra bid saam met my. Ek wil jou leer dat die Bybel nie net 'n troosboek is nie. Vir so baie mense is die Bybel 'n pakkie koringkorrels. Jy weet mos daai boksies wat ons gekry het by die taksies in, en dan trek jy 'n goed voel versie vir die dag. Hy is dit ook, maar kom ek sê jou wat, die Here se woord is nie net 'n panado nie. Die woord van die Here is 'n kragtige wapen. Inteendeel, ek dink die woord van die Here is die magtigste wapen wat jy het, en veral as die woord in jou mond is. So, ek wil 'n bietjie vandag met jou daaroor praat. Onthou as jy enige vrae het, stuur vir my, skryf vir my, stuur vir my 'n e-pos. Ek sal baie graag van jou wil hoor. As jy ons boeke wil sien, dan gaan jy na www.prayerevangelist.com en dan is daar 'n groeiwinkel daar en jy kan al ons boeke daar kry om jou verder toe te rus. Hierdie is waaroor dit gaan. Ek kan nie net nog 'n preek vir jou preek nie. So, kom ek praat vanmôre met jou oor 'n deurbraak wat nie gekeer kan word nie. 2 Korintiërs 4 vers 13. Ek het geglo, daarom het ek gespreek. En kom ons gaan blaai 'n bietjie deur die boek van Jeremia. Jong, daar's baie mense wat bang is vir Jeremia, want dis mos die klaagliedere van Jeremia wat ons gehoor het, né? Maar kom ek sê jou wat, daar is nie 'n belangriker boek in die Bybel as Jeremia om vir jou te vertel die krag wat daar is in die woord nie. En ek gaan vir jou 'n paar van daai verse lees, en dan kyk jy, en dan maak jy jou eie afleidings. Jeremia 1 vers 8 sê, toe het ek gesê, ag Here, Here, kom ons begin by vers 6. Toe het ek gesê, ag Here, Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Jy weet mos jong, die Here het daai opdrag vir jou. Daai droom wat jy vir die Here moet doen, en jy bly verskonings maak, en jy bly uitstel, en jy kom net nie daarby uit nie. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie. Jou verskonings beïndruk niks en niemand nie. Want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Sien jy die belangrikheid wat die Here sê van praat, nee, jy moet dit praat. Wees vir hulle nie bevrees nie, want dis die ander ding wat ons uitkanselleer nie, daai vrees wat ons het. Wat sal mense sê? En sê nou ek sê en daar gebeur niks. Want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Hy sal altyd sy woord bevestig. Hy sal altyd agter sy woord staan. As jy die Here se woord in jou mond het, kan jy nie misluk nie. Die deurbraak moet kom, want voor hom buig elke knie, elke tong bely, hy is die Here. So, toe het die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer. Dit is my verstommend, né, hoe hierdie dinge werk. Toe het hy my mond aangeraak, want jou oorwinning en jou deurbraak begin in jou mond, wanneer jy woord van die Here spreek. Hoor jy my? Jy het nie nodig dat die een of ander profeet oor jou kom praat nie. Hy sê, wanneer jy die Here se woord in jou mond het, release jy, stel jy 'n krag vry. Stel jy 'n dinamika vry, wat niks en niemand kan keer nie. Hiermee lê ek my woorde in jou mond. Kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om uit te ruk, om te gooi en te vernietig en te verwoes, maar ook om te bou en te plant, né? Jy kan afbreek en kan vernietig, maar jy kan ook opbou en plant. Ons gaan nou nie vreeslik baie daarop ingaan nie, want daar's 'n paar ander goed wat ek vir jou wil sê, oor wat sê die Here se woord. So, verder die woord van die Here tot my gekom en gesê, wat sien jy, Jeremia? Dis die tweede belangrike beginsel wat ek vandag met jou wil praat, en dis goed wat ons nooit geleer het nie en nooit gehoor het nie. Die eerste ding wat ek vandag vir jou wil sê is, die krag is die Here se woord in jou mond. As jy 'n wonderwerk wil sien, die Here se woord in jou mond, hardop. Maar hier's die tweede geheim wat ek vandag met jou wil deel. As die Here vir hom vra, wat
sien jy, Jeremia? En ek antwoord, ek sien 'n amandeltak. Toe sê die Here vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Kan jy my woord sien? Kan jy sien in die geesreale wat gebeur wanneer jy bid? Is jou gees oog oop om wanneer jy die belofte verklaar, kan jy sien hoe daai belofte in vervulling gaan? Dis die twee goed wat kritiek belangrik is die Here se woord in jou mond en dat jy in die gees kan sien. Jy moet wees soos een wat die onsienlike sien. Onthou, die Here roep die dinge wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan. Jy moet die goed roep wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan, want jy is sy beeld en jy is sy gelykenis. Jy kan met die krag van die Here se woord spreek wat hy spreek. Nou, hoofstuk 2, vers 31 is 'n volgende belangrike vers. O geslag, verneem die woord van die Here. Nou, in Afrikaans is dit nie altyd so duidelik nie, want die vertalers, ek weet nie wat het hulle gedoen nie. Die King James sê, O generation, see the word of the Lord. Ek dink daai ou dominees het gedink, hoe kan jy nou die woord sien? Jy moet ons die woord hoor. Verneem, hoor die woord van die Here. Maar dis nie wat die Hebreëus daar sê nie. Die Hebreëus sê, sien die woord van die Here. Julle, hierdie is verskriklik belangrik. Wanneer jy daai belofte lees, moet jy kan sien hoe dit in die geesrealm gebeur. As jy genesing bid, sien jy in jou gees hoe die Here se woord begin werk in daai aangetaste deel en genesing bewerkstellig. As jy bid vir 'n finansiële deurbraak, dan sien jy in die geesrealm hoe daai deurbraak reeds gebeur en hoe die Here vir jou laat deurkom. Daardie twee faktore is die twee faktore wat ons nooit oor geleer is nie, maar wat kritiek belangrik is. Dan, hoofstuk 5, vers 14. Daarom so sê die Here, die God van die leerskare. En jy weet mos nou, leerskare beteken Heaven's Army. Daarom so sê die Here, die God van die hemelse weermag, omdat julle hierdie woord spreek. Kyk, ek maak my woorde in jou mond 'n vuur. Dit is net geweldig en ek huil dat ons dit nooit geleer is in die kerk nie. Onthou julle, die Here se woord sê, die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. Ons weet, die Here se woord sê, hy is 'n mensemoordenaar. Daarom moet jy gewapen wees, jy moet toegerus wees. Johannes 15 vers 7 sê, as julle in my bly en my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry. So, kyk wat sê hy, as julle in my bly, dit is daai secret place of the Most High. As jy in die Here is, dan kan die duiwel jou mos nie raak sien nie. Al wat hy sien is Jesus. As jou mond oop gaan, hoor hy Jesus. As hy na jou lewe kyk, sien hy Jesus. As julle in my bly en my woord in julle, sal jy vra net wat jy wil hê en jy sal dit kry. Nou, kyk die konteks. Hy sê, as julle in my bly en my woord in julle, sal jy vra net wat in die woord is en jy sal dit kry. Hoor jy? Die konteks daarvan. As jy in my bly, dan het jy woord in jou. As jy daai woord begin sê, sal jy kry wat die woord sê. Dis hoe ek dit daai vir jou kan verduidelik. As jy in my bly, intimiteit met die Here, doen wat hy sê, en my woord is in jou, sal jy die woord sê, en net wat die woord sê, sal gebeur. Dis so belangrik. Jou wapen is effektiewe gebed, en effektiewe gebed is die woord van die Here word verklaar, en die woord van die Here wat word gesien. Iemand het baie mooi gesê, toe hy sê, prayer is verbalizing your way to victory. Kan ek dit bysit? Prayer is verbalizing your way to breakthrough. Prayer is verbalizing your way to healing. Maar kan ek dit verder vat en sê, die bid van die woord, die sien van die woord, is jou deurbraak. So, as jy hierdie goed gaan begin toepas, en jy kan dit vandag al begin doen. As daar 'n saak is waaroor jy wil bid, jy kan dit mos vandag al vir die Here sê. Jy kan mos sommer as jy klaar hierdie program gekyk het, in jou binnekamer gaan, vat jou Bybel, vat jou gebedsjoernaal, begin daai beloftes wat jy het verbaliseer, op grond van die woord van die Here, en sien dit in die geesrealm gebeur. As die storms kom, en die gevegte kom, en die terugslaa, en die vertragings, moet jou mond
nie jou swakheid wees nie, dit moet jou wapen wees. Moenie dat jou mond die vyand aktiveer nie. Laat jou mond die oorlogsengele aktiveer. Wat jy sê, wanneer jy woord sê, verander jy terugslaa in wonderwerke. En jy moet dit doen, jy moet dit konstant doen. Jy moet dit vol van geloof doen. Dit help nie, jy doen dit en sê, ek hoop nou maar, ek gaan nou maar kyk wat gebeur nie. Daai gaan niks vir jou beteken nie. Jy moet vasglo en jy moet dit alreeds sien. So, as die disippels vir Jesus vra, leer ons bid, leer hy hulle om so te bid. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die hemel en so ook op die aarde. Laat u koninkryk in my stukkie wêreld kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel. So wat is in die hemel? Vrede, vreugde, genesing, oorvloed. Dink 'n bietjie, wat is alles in die hemel? Wat is nie in die hemel nie? Vrees, siekte, verwarring, twis, tekorte. So as dit nie in die hemele is nie, het dit geen reg om jou lewe te regeer nie. So jy hoef nie te smeek vir wonderwerke nie, vir deurbrake nie, begin die woord te verklaar en begin om te sien wat jy wil hê moet gebeur. Jeremia 23 vers 29, is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Jo, dis dan 'n groot uitspraak. Is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Rots is daai hindernis in jou pad. Rots is daai groot ding voor jou wat jou bang maak. Toe ons nou onlangs daar deur die Toitskloof pas en jy sien hierdie geweldige berge wat hier voor jou staan. Hulle is baie intimiderend en daai berge lyk na pure rots. Jy sien omtrent nie plante groei daar nie. As jy daar by daai vallei inkom, daai kloof in, sien jy net hierdie geweldige rotsberge wat voor jou uittroon. Hoor, hy sê, is my woord nie soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. En toe ek nou weer daar deurry en ek sien daai geweldige rotse, dink ek die Here se woord sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal jy vir hierdie berg sê, beweeg, en hy sal beweeg. Jo, julle, die Here se woord is nie 'n voorstel nie. Dis goddelike krag wat jy in 'n situasie vrystel, wat jy in jou liggaam kan vrystel, wat jy in jou huwelik vrystel, wat jy in jou huis vrystel. In Jesaja 55 vers 11 gee die Here 'n waarborg. Hy sê, my woord sal nie leeg terugkeer nie. Maar nou moet jy onthou, dis nie genoeg om 'n Bybel te hê nie, dis nie genoeg om Bybelverse te highlight nie en om in die stilte te glo nie. Geloof gaan net oor tot aksie deur jou stem. Jou stem verklaar wat die Here beloof. Dit roep die dinge wat nie bestaan nie asof hulle bestaan. Dit stuur die woord soos 'n missiel in jou omstandighede in die duisternis in en dit vernietig. Wat sien jy as jy na my luister? As jy dink aan jou situasie, wat sien jy? Sien jy die feite, die realiteit, of sien jy wat die Here beloof? Want dis die twee goed wat jy kan sien. Of jy sien die feite en jy sê, maar dis die waarheid. Maar daar's 'n groter waarheid as dit die Here se woord. Die realm van wonderwerke en die realm van deurbrake. Wat sien jy? Wat sien jy? Wat sien jy? Daar's 'n belangrike vers wat ek vir jou wil deel, Psalm 103 vers 20, wat 'n bietjie meer vir jou gaan oopmaak. Loof die Here sy engele, kragtige helde. In een vertaling praat van mighty warriors. Loof die Here sy engele, mighty warriors wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. En kom ek sê jou wat, die openbaring in hierdie een vers het my lewe verander.
Skielik ontdek ek die oorlogsengele en wat aktiveer oorlogsengele en wat is die werk van oorlogsengele. Dis baie duidelik. Hy praat hier van mighty warriors. Die Afrikaanse vertaling praat van kragtige helde. Mighty warriors. Hulle is geweldige vegters. Dwars deur die Ou Testament sien ons hoe werk hierdie oorlogsengele. So, die Here beloof dat wanneer jy sy woord spreek, engele geaktiveer word om wat jy sê te laat gebeur, of dan om wat sy woord sê te laat gebeur. Jy praat nooit alleen nie. Elke keer as jy die woord van die Here verklaar, luister en beweeg die Here se weermag. Dit moet jou opgewonde maak. Hier is 'n kragtige waarheid. Engele luister na die stem van die Here se woord. Dit beteken, wanneer sy woord in jou mond is, word dit 'n opdrag in die geesrealm. Jou woorde skep momentum, nie net op die aarde nie, maar ook in die hemele. Nou, die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. Wanneer jy kla, negatief is, trek demone in jou atmosfeer in en laat hulle gebeur wat jy verklaar het. Maar wanneer jy die beloftes van die Here verkondig, ontvang engele hulle opdrag. So, let op. Dit sê nie engele reageer op jou emosie, wense, beloftes nie. Hulle reageer net uitsluitlik op die stem van sy woord. Dit beteken, wanneer jy praat wat die Here reeds gesê het, laat jy engele toe om namens jou te gaan werk. Jy gee hulle eintlik opdrag. Kan jy jouself indink wat die Here hier in sy woord sê? En dit is hoekom dit van kritieke belang is om jou mond in lyn te bring met die waarheid. Om twyfel te praat, kanselleer opdragte aan engele. Om vrees te praat, skep net verwarring. Kanselleer opdragte aan engele, maar wanneer jou stem die woord van die Here weerspieël, begin die bonatuurlike in jou atmosfeer in beweeg. Luister baie mooi, jy hoef nie krag te voel om krag vry te stel nie. Jy het nie hoendervleis nodig om die hemelse aandag te kry nie. Jy moet net 'n stem gee aan wat die Here reeds gesê het in sy woord. En dit is hoe engele gestuur word, en dit is hoe wonderwerke manifesteer, en dit is hoe gevegte gewen word. Ai jong, as jy vandag kan bid, Vader, ek dank U dat ek nie alleen is nie. En op hierdie oomblik laat ek U woord in die atmosfeer vry, met die wete dat engele luister. Daarom praat ek krag, ek praat genesing, ek praat deurbraak, ek praat vrede. Ek kanselleer elke onverskillige woord. Ek praat en ek verbind my daartoe om slegs stem te gee aan wat ooreenstem met U waarheid. Laat engele vandag op U opdragte vrygelaat word en laat bonatuurlike hulp opdaag omdat ek verklaar het wat U gesê het. Nou luister vir my, as jy hierdie teks wil hê, as jy hierdie notas wil hê, stuur vir my 'n e-pos en dan e-pos ek vir jou hierdie notas, dat jy kan aantekeninge maak, dat jy die skrifte kan weer gaan kyk, want dit gaan taamlik vinnig, né? Ek het jou al gesê, as jy hierdie program kyk, moet jy 'n Bybel by jou hê en jy moet 'n notaboek hê en jy moet 'n pen hê. Anders gaan dit net te vinnig by jou verbygaan en jy gaan nie alles onthou nie en jy gaan nie alles vinnig dalk genoeg kan skryf nie, maar as jy die notas wil hê van wat ons vandag oor gepraat het, stuur vir my 'n e-pos en dan sê jy dat daai deurbrake wat nie gekeer kan word nie, maak dit die verwysing, deurbrake wat nie gekeer kan word nie, dan gee ek jou die notas hiervan. Reg, die tweede belangrike ding is, dis nie net toerusting nie, hierdie program gaan nie net oor toerusting nie, en ek hoop jy het vandag 'n paar goed geleer. Maar dit gaan nie net oor toerusting nie, hierdie gaan ook oor mobilisering. Dus die twee woorde waarop hierdie program gaan staan is toerusting en mobilisering. Jy moet wapens kry wat jy dadelik kan begin gebruik sommer as hierdie program klaar is, maar jy moet ook gemobiliseer word. En ek wil weer vandag met jou praat oor die skool vir evangelisasie wat in die eerste week van Februarie volgende jaar met die nuwe jaarse siklus begin. Die skool vir evangelisasie rus evangeliste toe.
op verskillende vlakke. Jy voel dalk geroep om voltyds 'n evangelis vir die Here te wees. Jy kry 'n 1 jaar sertifikaat in evangelisasie. En jy word dan toegerus, jy word geleer, hoe werk 'n veldtog, hoe werk jy saam met die pastoor, want die beste vriend wat 'n evangelis kan hê, is die plaaslike pastoor, en die beste vriend wat die plaaslike pastoor kan hê, is die evangelis. So, dit rus evangeliste toe in 4 modules van 3 maande op 'n slag. Maar, dit rus ook deeltydse evangeliste toe. Hoe kan ek deeltyds werk? En veral die belangrikheid van uit 'n basis te werk. Jy moet uit 'n gemeente basis werk. Hoor jy my? 'n Evangelis moet gekoppel wees aan 'n plaaslike gemeente, want hy het sommige in die gemeente gegee as, en dan noem hy ook evangeliste. Maar dan is dit ook evangeliste is ook om die Heilige Stoeteris vir hulle dienswerk. So, ons rus ook in hierdie skool evangelisasie spanne op, om uit te beweeg, om 'n verskil te maak, om die Here se oes te help inbring. So as jy 'n passie het vir siele, jy weet die Here roep jou, maar jy voel nie toegerus nie. Jy weet nie hoe deel 'n mens jou getuienis nie. Daar's verskillende vlakke van, daar's vriendskap evangelisasie, daar's 1-tot-1 evangelisasie, daar's werksplek evangelisasie, wat dalk belangriker as ooit geword het, die werksplek evangelisasie. Hoe om uit te reik in skole in, hoe om 'n stad vir die Here te wen. So as jy belangstel, gaan na ons webwerf by www.prayerevangelist.com en dan kyk jy net by skool vir evangelisasie en daar is 'n brosjure, daar vertel ek jou in kort waaroor gaan elke een van die 4 modules en jy kan ook daar registreer as jy meer wil weet van die skool vir evangelisasie. Onthou die Here wel, ek het nog nêrens gelees in die skrif dat die Here se woord sê ek moet bid vir die oes nie. Inteendeel, hy sê die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Bid die Here van die oes, dat hy arbeiders in die oes sal uitstuur, en ek hoor hierdie opdrag van die Here baie duidelik, dat ek moet 'n platform skep. Hierdie skool is al 'n klomp jare aan die gang, en ons het alreeds honderde evangeliste opgelei, so ons gee vir jou 'n sertifikaat in evangelisasie. As jy gebedstoerusting nodig het, as jy gebedsmobilisering het, hoe belangrik is dit om 'n effektiewe span bidders in 'n gemeente te hê? Dan stuur jy net vir my 'n e-pos, ek sal graag kom en gebedsmobilisasie ook wil doen in jou gemeente. Hierdie gaan oor mobiliseer. Daar moet evangeliste gemobiliseer word, maar daar moet ook bidders gemobiliseer word in gemeentes. Daar moet effektiewe bidders in 'n gemeente wees. 'n Pastoor moet omring wees van gebedsvegters wat kan onderskei in die gees. Ek kom en ek bied vir julle hierdie kursus aan hoe om 'n span bidders te mobiliseer om in 'n gemeente effektief te kan bid. So, as jy met my wil praat, dan stuur jy vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com. As jy wil weet oor die notas van 'n deurbraak wat nie gekeer kan word nie, dan gaan ek vir jou hierdie notas aanstuur. As jy wil meer weet oor die skool vir evangeliste, dan gaan jy na www.prayerevangelist.com en as jy meer wil weet van gebedsmobilisasie, jy wil dalk self 'n effektiewe bidder word, stuur vir my 'n e-pos. Ons het elke maand 'n kursus wat ons op kort termyn aanbied oor gebedsmobilisasie, dan stuur jy vir my 'n nota en ek gaan met jou verder kontak maak. Dis altyd 'n heerlike voorreg om saam met jou te kuier en ek hoor graag van jou.